Ek het so 'n diep lekkerte as ek oor woorde praat en vandag gesels ek met Nicolet van Skalkwyk. Nicolet, sal jy asseblief jouself aan ons luisteraars bekendstel? Hallo Annemarie, ek is die webredakteur van Afrikaans.com. Afrikaans.com is 'n webtuiste vir alles oor Afrikaans en die doel van Afrikaans.com is eenvoudig net om Afrikaans en die Afrikaanse leefwêreld te bevorder. Nou ons doen dit deur bewustheid te skep en die publiek in te lig oor die lewenskragtigheid van Afrikaans en die nut en die waarde van Afrikaans. So ons webtuiste en ons sosiale media platforms word ingespan om dan nou gesprek en deelname onder Afrikaanssprekers aan te moedig en hulle ook net in te lig oor al die lekker en die positiewe dinge wat elke dag in Afrikaans gebeur, want ek dink ons is net baie keer, is ons nie bewus van alles wat in die Afrikaanse leefwêreld gebeur nie. So Afrikaans.com is regtig net daar om jou in te lig en om 'n platform te skep waar jy saam kan gesels en waar jy ook saam kan help bou aan die toekoms van Afrikaans. Een van ons groot fokusareas is ook moedertaalonderrig. Mens kan nie praat oor Afrikaans as jy nie praat oor jou moedertaal nie. En daarom het ons hierdie uitgebreide en nuttige leerhulp afdeling vir eerste en tweede taalsprekers, onderwysers, leerders, ouers, wat hulle help met nuttige en gratis aflaaibare hulpbronne, wat hulle met hulle kinders kan gebruik of sommer net in die klaskamer. Nicolet, Afrikaans, die moedertaal scenario is 'n redelike sensitiewe kwessie in Suid-Afrika, maar dit is nou Sondag die 21ste Februarie internasionale moedertaaldag. Dis 'n dag wat deur UNESCO ingestel is en dit is al sedert 1999 jaarliks gevier. Wat is 'n mens se moedertaal? 'n Mens se moedertaal is die taal wat jy sonder enige formele taalonderrig aanleer. Met ander woorde, dit is die taal wat jy al van geboorte af hoor. Dis die taal waarmee jy groot word. Dit is letterlik die taal wat jy met moedersmelk inkry. En dan is dit ook natuurlik die taal waarin jy jouself die beste verstaan, wat jy jouself die beste uitdruk en waarin jy die gemaklikste voel en die meeste tuis voel. In baie huishoudings word daar uit die aard van die saak verskillende tale gepraat, want die ouers se moedertale verskil. Hoe maak 'n mens in so 'n geval om nie jou kind te verwar nie, en hoe besluit 'n mens watter taal om jou kind in groot te maak, om dan uiteindelik te besluit of die kind na Engelse of 'n Afrikaanse skool toe moet gaan? Dis nogal 'n interessante situasie wat ons dikwels in Suid-Afrika kry, waar die ma en pa dalk verskillende tale praat. Nou gewoonlik beveel ons aan dat indien die ouers se moedertale verskil, is dit belangrik om die taal waarin jy as ouer die gemaklikste is, met ander woorde nou jou moedertaal, met jou kind te praat. As die pa dus Afrikaans is en die ma is byvoorbeeld, ons sê Engels of Italiaans of wat ook al, praat dan die spesifieke moedertaal met jou kind. En jy kan maar glo, kinders is ongelooflik aanpasbaar en hulle word nie sommer maklik verwar nie. So jy gaan dalk sien aan die begin, gaan hulle dalk 'n mengsel van die twee tale praat, maar dit is 'n fase wat gelukkig vinnig verbygaan. Hulle kan verskillende tale wat binne een gesin gebruik word, reeds van 'n vroeë stadium af kan hulle dit onderskei. Wat ek net kan noem is, moenie omdat jy nou bang is jy gaan jou kind verwar, die kind weerhou van een van die tale wat in 'n gesin gebruik word nie. Want dit kan nogal vinnig 'n kind uitgesluit laat voel, of die kind se selfvertroue so 'n bietjie knou, as hulle voel, jy weet, my ma praat Afrikaans, maar ek het nou groot geword in Engels, so nou weet ek nie regtig, jy weet, watter taal moet ek nou praat nie, ek voel bietjie uitgesluit in my eie gesin. Wat wel kan gebeur as dat ouers wat nie noodwendig in een huishouding woon nie en dalk die kind minder gereeld sien, dan kan dit dalk voorkom asof die ouer met wie die kind die meeste kontak het, sy taal die eerste aangeleer word. Maar dit is nie noodwendig sodat die kind daardie taal op die ou en beter praat nie. Ek dink dit is op die einde van die dag is die suksesresep is maar net om jou kind in hulle sterkste taal te laat skool gaan. As ons nou begin praat oor, jy weet, moedertaalonderrig. Want dit stel hulle in staat om 'n tweede en dan selfs 'n derde taal te bemeester, juis omdat daai taalbegrip
so goed gevestig is. Jy het moedertaalonderrig nou al 'n paar keer genoem. Hoekom is dit so belangrik dat kinders veral die eerste 6 jaar van onderrig in hul moedertaal onderrig word? Taal speel 'n ongelooflike belangrike rol in die intellektuele, maar ook die kognitiewe ontwikkeling van 'n kind en dan natuurlik sy of haar uiteindelike prestasie. So met ander woorde, as die kind nie taalvaardig is nie, dan sal hy of sy ook akademies sukkel. En dit is tipies wat in ons skole gebeur, wanneer 'n kind skool toe gaan en vanuit die staanspoor 'n agterstand het omdat hy of sy nie die onderrigtaal verstaan nie, dan kan dit taalverwarring veroorsaak, wat dan ook leerprobleme veroorsaak. Ons moet in gedagte hou dat probleemoplossing is deel van 'n mens se daaglikse lewe. En dit is net soveel makliker om by antwoorde uit te kom as mense dit in jou moedertaal kan doen. Want dit is eenvoudig net die taal waarin jy jouself die beste uitdruk en waarin jy die selfvertroue het om te praat. Leerders leer die beste in die taal wat hulle die beste ken. Die rede daarvoor is omdat moedertaal 'n ongelooflike belangrike rol speel in die ontwikkeling van denkvermoë en jou gevoelslewe. Dit is so 'n noodsaaklike deel van selfuitdrukking, van sosialisering en van kommunikasie. Om in jou moedertaal te leer en onderrig te word help om al daardie goed te ontwikkel. Nou ons luisteraars kan meer gaan lees oor moedertaalonderrig op afrikaans.com se leerhulp afdeling. Maar julle bied ook 'n magdom van ander gratis hulpbronne en sommige is aflaaibaar op die webtuiste. Kan jy kortliks daarop uitbrei? Op afrikaans.com onder die leerhulp afdeling het ons heelwat gratis aflaaibare inhoud beskikbaar. Daar is net om 'n paar te noem, daar's studiegidse, daar's luistertoetse, plakkate, flitskaarte, lekker speelietjies. Daar is ook aflaaibare stories of luisterstories natuurlik vir jou jonger kind. Ons het ook byvoorbeeld uitgebreide vraestelle en dit kom veral handig te pas wanneer jy werk met hoërskoolleerders wat byvoorbeeld eksamenvoorbereiding moet doen. Daar's lekker lees, taaloefeninge, taalspeelietjies en dan 'n groot deel van ons leerhulp afdeling is ook gefokus op artikels waar ons wenke gee oor hoe om sekere situasies te hanteer. Soos byvoorbeeld, hoe moet ek maak as my kind grootskool toe moet gaan? Hoe kry ek my kind gemaklik om grootskool toe te gaan? Wat moet jy doen as jy vermoed jou kind het 'n leerprobleem? Of dalk my kind is dalk op die autisme spektrum, wat nou? So ons bespreek al hierdie goed in artikels en ons is konstant besig om hierdie aanbod uit te brei. So ja, ons nooi mense net uit, kom kyk op ons leerhulp afdeling, besoek die webtuiste en julle is ook welkom om te laat weet as daar iets is wat jy graag sal wil byvoeg of 'n onderwerp wat jy graag sal wil hê ons moet bespreek. Nicolette, hoekom dink jy is dit gewoonlik makliker om in jou moedertaal te kommunikeer in formele en informele situasies? Ek sou sê taal en kultuur is baie nou verwant. So in 'n formele situasie voel jy gemaklik om jou mening te lig en is makliker om 'n gesprek te voer of kennis te deel en vrae te vra. Omdat jy in jou moedertaal jouself eenvoudig net beter uitdruk, want jy het selfvertroue en jy het die regte woorde tot jou beskikking. So jy hoef nie nou na woorde te gaan soek of na woorde te hap nie. Jy verstaan ook moeilike begrippe in jou taal baie makliker. Nou in informele situasies geld dieselfde beginsel, maar nou het jy die voordeel want jy kan ook net jouself wees. Jy en die mense wat deel is van jou groep, julle deel soveel raakpunte, al verskil julle kulture dalk, en al praat julle nie almal byvoorbeeld dieselfde tipe Afrikaans nie, maar omdat jou moedertaal deel van jou kultuur en jou identiteit is jy steeds gemaklik en jy steeds vol selfvertroue en jy aanvaar dat jy verskillende kulture net soveel makliker kan aanvaar. Nicolette, ek gaan jou net een laaste vraag vra en daarmee gaan ek afsluit ook. Hoe gaan jy Moedertaaldag vier? Ek gaan dit definitief met 'n fantastiese Afrikaanse boek vier. So ek is op die oomblik besig met Dion Meyer se Donker Drif en ek dink ek gaan myself Sondags bietjie afsonder en lekker in 'n hoekie gaan sit met 'n koppie koffie en Dion Meyer se Donker Drif lees.